Goeiedag geliefdes in die Here se naam. Ek hoop dat julle so opgewonde is soos ons almal. Ons is uiteindelik by lockdown level 1. En ek seker daarvan van ons het 'n loflied in ons hart gehad toe ons daai woorde hoor en ons sien so uit na Sondag 12:00 om in hierdie nuwe fase in te gaan van ons belewenis hierdie jaar 2020, 'n jaar wat vol uitdagings was en vol nederlae en vol oorwinnings. En ek hoop regtig dat die Here nog steeds deur alles, met alles, sy versorging en sy voorsiening aan julle gebring het. Dit is nogal interessant dat ons leesrooster op 'n teks val wat juis praat oor die voorsiening en versorging van God oor sy volk Israel en oor ons, en dat ons nou in hierdie fase in beweeg van die tyd waardeur ons saam is. En ek wil vir julle 'n gedeelte uit Psalm 147 lees as deel van ons fotum, en dit lui as volg: Dit is goed om tot lof van ons God te sing. Dit is 'n genot om die loflied te sing wat hom toekom. Dit is die Here wat Jerusalem weer opbou, wat die verstrooides van Israel bymekaar bring. Hy genees die gebrokenes van hart en verbind hulle wonde. Hy besluit oor die getal van die sterre en gee elkeen 'n naam. Ons Here is groot en magtig, sy kennis is onbegrens. Die Here laat die hulpeloses weer opstaan, maar die goddeloses verneder hy tot in die grond. Sing vir die Here 'n danklied, sing tot eer van ons God met begeleiding van die lier. Hy oordek die hemel met wolke, hy voorsien reën vir die aarde en laat gras op die bergland uitspruit. Hy gee aan die diere hulle weiding en versorg die jong kraaie wat om kos skreeu. Die Here het niks aan die krag van 'n perd of die liggaamskrag van 'n soldaat nie, maar hy stel prys op die wat hom dien, die wat hulle hoop vestig op sy trou. Amen. Prys die Here se naam. Gemeente van die Here verwelkom julle in sy spasie in vandag. Al sit jy by jou huis, op jou bank, met jou koffie in jou gemak, is die Here teenwoordig en ek wil jou bewus maak van dit. Kom ons neem dan so 'n paar minute se stilte in oordenking van die tyd, die jaar 2020 wat ons so ver deur is en die tyd wat nou kom. Maar kom ons dink eers terug. Kom ons fokus op waar die Here regtig sy hand van voorsiening oor ons geplaas het, te midde van al ons nederlae, te midde van al ons tekortkominge, en waar God nog steeds sy versorging aan ons gebring het. Kom ons neem 'n oomblik van stilte in wyding aan die Here. Ons Hemelse Vader, as 'n gemeente kom lê ons onsself voor die voete neer in danksegging vir die hoë prys wat U gestel het op die belangrikheid van ons deur om U seun op te offer aan 'n kruis. Here, soos wat ons deur die verhale vandag gaan delf om te praat oor die voorsiening en te praat oor die versorging, maak ons bewus van hoe U die groot versorging gebring het en die groot voorsiening deur die Seun Jesus Christus. Ons Vader, as ons aan U dink ons aan daai Pa wat enigiets sal doen vir sy kinders. En Here, soos wat ons in hierdie erediens in beweeg,
en ons 'n beeld kan skep van die ervaring wat ons het met U, en hoe U ons nou vashou en ons versorg. Sien ons 'n klein dogtertjie wat op haar pa se skoene dans. Here, mag ons met 'n hart van vrede en rustigheid nou luister. En soos wat ons so doen, terugdink aan hoe U ons gedra het in hierdie tyd. Here, help ons dan so om die versorging van U uit te vat na mense toe. Kom ons loof en prys U naam, want U is waardig. Amen. Amen. Gemeente, kom ons sing 'n loflied of 2 tot eer en verheerliking van die Here se naam. Soos kristal, hy is die heilige van God, en hy heers oor heelal. Daar is mag in sy woord, soos die waters dry sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy trou. En aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof wat U regeer. Miljoene in gereedheid staan die engele om sy troon, verbuister in sy sieraad en die weelde van sy kroon. Daar is mag in sy woord, soos die waters dry sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy trou. En aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof wat U regeer. En aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof wat U regeer. U regeer. Lord, I come to You, let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in You. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power
soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Lord, unveil my eyes, let me see you face to face, the knowledge of your love as you live in me. Lord, renew my mind as your will unfolds in my life, living every day by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. And I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Amen. Gemeente van die Here, soos wat julle weet, is ons deur 'n verskriklike tyd met COVID in die jaar 2020 en ons wonder partykeer vir onsself, maar jy weet, waar kom die uitweg? Waar is die paadjie om uit hierdie ding uit te klim? Wanneer gaan die wêreld se normaal weer begin herstel? En wanneer gaan ons weer net so bietjie meer van ons lewens terug hê? En ek is so bly om die president se woorde te hoor, level 1 nou die dag, en dit is asof ons in hierdie nuwe fase gaan ingaan, en ons so bietjie van die normaal weer terug gaan hê, maar niks is meer normaal nie. Ons lewens is omgekeer, ons lewens het verander as gevolg van hierdie gebeurtenis in die geskiedenis van die mensdom. Dit het ons geruk, ons ekonomie het platgeval, ons internasionale reistogte het gestop, gestuit, en ons verhoudings het 'n groot nok gevat as gevolg van lockdown, waar ons ongelooflike reëls moes volg, net om onsself, nie net om onsself te beskerm nie, maar mense om ons. En ons het partykeer gewonder oor, jy weet, waar is van hierdie goeders, en ons het getuienisse gehoor van mense wat die virus self gehad het, en ons het vir onsself gewonder, maar waar is God in al hierdie? En dit is gewoonlik die vraag waarop ons afkom, wanneer ons in moeilike tye gaan. Wanneer ons deur hierdie moeilike tye gaan en besef dat daar 'n wêreldse gewig op ons skouers geplaas is, en ons weet nie wat ons uitweg is nie. En daarom wil ek met julle 'n verhaal deel. Die verhaal is van 'n klein dogtertjie en haar ma. En die ma het dieselfde vraag gevra in haar lewe. Jy sien, sy was 'n enkelouer en sy het vir die dogtertjie gesorg in 'n tyd toe haar land se ekonomie ook plat was. Met ander woorde, sy het 3 werke gehad net om hulle aan die gang te hou. En sy het selfs gesukkel om kos elke dag op die tafel te sit. En op 'n dag daag daar 'n man by hulle deur op met kospakkies. En hierdie klein dogtertjie onthou hierdie beeld van hierdie oom met die kospakkies. En hy is toe van die Salvation Army af.
En van daar af bring hy vir hulle elke week kospakkies. Partykeer selfs kom hy in die huis in, drink 'n koffie saam met hulle en gesels en vra hoe gaan dit en maak seker dat hulle okay is. Hierdie oom het die ma en haar dogtertjie soort van onder sy versorging ingeneem. En hierdie dogtertjie het groot geword met hierdie beeld van hierdie oom wat hierdie ongelooflike daad gedoen het. En die beste van alles is, niemand het sy naam onthou nie. Niemand het sy naam geken nie. Hulle het net geweet dat hy van die Salvation Army af is. En soos wat hierdie dogtertjie groot word, kom sy en haar ma uit hulle moeilike tye uit, die land se ekonomie herstel, en sy raak verlief toe op 'n ou met die naam Ray. En as julle so 'n bietjie julle geskiedenis ken, julle moderne geskiedenis, sal julle weet dat Ray Kroc die vinder is van ons geliefde restaurant McDonald's. En hier verander hierdie dogtertjie, Joan Kroc, se lewe. Sy en haar man is van die rykste mense ter wêreld. Hulle was op 'n stadium gelys onder Forbes as die 125ste rykste mense in die wêreld. Joan Kroc se fortuin alleen was $1.7 biljoen in 2002. En toe Ray sterf, erf Joan hierdie koninkryk van McDonald's. En sy het uit haar pad uitgegaan om hierdie ou van die Salvation Army te probeer opspoor, maar sy het nooit hom opgespoor nie. Sy kon hom toe nooit opspoor nie. En sy besluit toe op die dag dat sy 'n groot skenking aan die Salvation Army gaan gee. Omdat daar een man, wie niemand se naam ken nie, elke week vir hulle kos gebring het en hulle versorg het. Ek hoef nie vir julle te sê nie, maar die Salvation Army is die rykste liefdadigheidsorganisasie in die wêreld. Hulle doen ongelooflike werk en daar is omtrent nie 'n land waar jy sal gaan waar jy hulle nie sal opspoor nie. Ek onthou toe ek by Glen Methodiste Kerk was, dat hulle vir ons elke Kersfees met hulle orkes kom musiek maak het en hulle het nooit enigiets terug verwag nie. Ongelooflike organisasie wat ongelooflike werk doen in die naam van die Here. En dit is 'n ongelooflike verhaal. Jy sien wat hierdie verhaal vir ons leer is dat ons nou soos daai ma, Joan Kroc se ma, tye beleef het waar ons die heeltyd die vraag vra, maar waar is God in al hierdie? Hoekom gee God ons nie 'n uitweg nie? En ons mis partykeer die mense wat daagliks op ons pad gestuur word om ons te versorg, om ons te voorsien. Natuurlik is dit God wat deur mense ons voorsiening bring. En ons mis dit. Ons sien dit nie altyd raak nie. Want ons is so behep met God wat vir ons onmiddellike groot uitwegte moet bring van 'n tyd wat ons kan onthou toe ons in die weiveld rondgeloop het en die vleispotte van Egipte geproe het, maar ons was 'n slaaf van die wêreld. En so wil ek julle aandag draai op ons teks vandag. Ons lees uit Eksodus 16 en ons lees die hele Eksodus 16 en dit val natuurlik in die leesrooster. So interessant dat hierdie teks op hierdie tyd in ons leesrooster is en dit was natuurlik nie vooraf bespreek met die uitbreek van COVID nie, maar 'n teks wat absoluut getuig van die voorsiening van God en hoe God se voorsiening werk. Ons lees saam uit Eksodus 16. Nadat hulle Elim verlaat het,
het die hele volk Israel in die Sin-woestyn aangekom, wat tussen Elim en Sinai lê. Dit was op die 15de van die tweede maand nadat hulle uit Egipte getrek het. In die woestyn het die hele volk hulle teenoor Moses en Aaron begin verset en gesê: As ons maar liewer in Egipte omgekom het, deur die hand van die Here, terwyl ons by die vleispotte kon sit en oorgenoeg kos kon hê om te eet. Nou het julle ons laat wegtrek tot in hierdie woestyn om die hele volk van honger te laat omkom. Toe het die Here vir Moses gesê: Let nou mooi op. Ek sal elke keer vir julle kos uit die hemel laat reën. Dan moet die volk elke dag gaan en die dag se voorraad optel. So sal ek toets of hulle my opdrag wil nakom of nie. As hulle op die 6de dag voorberei wat hulle ingebring het, moet dit dubbel soveel wees as wat hulle elke dag optel. Toe sê Moses en Aaron vir al die Israeliete: Vanaand sal julle besef dat dit die Here is wat julle uit Egipte bevry het. En môreoggend sal julle sien hoe magtig die Here is. Hy het gehoor dat julle teen hom verset. Dat julle teen ons verset, is niks nie. Verder het Moses gesê: As die Here vanaand vir julle vleis gee en môreoggend oorgenoeg kos om te eet, sal julle besef, hy het julle verset teen hom opgemerk. Dit was nie teen ons nie, maar teen die Here dat julle verset het. Moses het toe vir Aaron gesê: Beveel die hele gemeente van Israel om voor die Here te kom staan, want hy het hulle verset opgemerk. Nadat Aaron dit vir hulle gesê het, kyk die Israeliete na die woestynse kant toe om, en toe word die magtige teenwoordigheid van die Here sigbaar in die wolk. Die Here sê toe vir Moses: Ek het die verset van die Israeliete opgemerk. Sê vir hulle: Teen skemeraand sal julle vleis eet en teen môreoggend sal julle oorgenoeg kos hê, sodat julle kan besef dat ek die Here, julle God is. Teen die aandse kant het daar kwartels aangevlieg gekom en hulle die hele kamp vol gesit. Die volgende oggend was daar 'n wolk rondom die kamp. En toe die wolk wegtrek, was die woestyn oortrek met fyn vlokkies soos ryp. Toe die Israeliete dit sien, sê hulle vir mekaar: Wat is die? Want hulle het nie geweet wat dit was nie. Toe sê Moses vir hulle: Dit is die brood wat die Here vir julle gee om te eet. Die Here het beveel: Gaan maak dit bymekaar volgens elke gesin se behoefte. 2 liter per kop. Elkeen moet vat volgens die getal mense in sy tent. Die Israeliete het dit toe gaan optel. Die een baie en die ander bietjie. En toe hulle dit met 'n maatemmer afmeet, het die met baie nie te veel nie en die met 'n bietjie nie te min gehad nie. Hulle het volgens elkeen se behoefte bymekaar gemaak. Moses het toe vir hulle gesê: Niemand mag iets daarvan laat oorskiet tot môreoggend nie. Maar hulle het nie vir Moses geluister nie. Party het daarvan tot die volgende oggend laat oorstaan, maar daar het miet ingekom en dit het gestink. Moses was woedend oor wat hulle gedoen het. Hulle het dit vroeg elke oggend bymekaar gemaak, volgens elkeen se behoefte. Maar net as die son begin bak, het dit weggesmelt. Op die 6de dag het hulle 'n dubbele porsie opgetel, 4 liter vir elkeen. Toe al die leiers van die volk dit vir Moses kom vertel, sê hy vir hulle: Dit is soos die Here gesê het. Môre is 'n rusdag, 'n gewyde Sabbat van die Here. Maak alles gaar, bak wat julle wil bak en kook wat julle wil kook. En wat oorbly nadat julle geëet het, moet julle wegsit en bewaar vir môre. Hulle het dit weggesit tot die volgende oggend soos Moses beveel het. En dit het nie sleg geword of miet gekry nie. Toe het Moses gesê: Eet dit nou vandag, want vandag is dit die Sabbat van die Here. In die veld gaan julle niks kry nie.
6 dae moet julle dit bymekaar maak, maar op die 7de dag, die Sabbat, sal daar niks wees nie. Tog het daar op die 7de dag van die mense uitgegaan om bymekaar te maak, maar hulle het niks gekry nie. Die Here sê toe vir Moses, hoe lank gaan julle nog weier om my bevele en opdragte te gehoorsaam? Ek het vir julle die Sabbat gegee, en daarom gee ek vir julle op die 6de dag genoeg kos vir 2 dae. Elkeen moet bly waar hy is, en niemand mag op die 7de dag sy woonplek verlaat nie. Die volk het op die 7de dag gerus. Die Israeliete het die kos manna genoem. Dit was wit soos koriandersaad en het soos heuningkoek gesmaak. Moses het ook nog gesê, die Here het beveel 'n volle 2 liter manna moet vir die nageslag bewaar word, sodat hulle die kos kan sien wat ek julle in die woestyn gegee het, nadat ek julle uit Egipte bevry het. Moses sê toe vir Aaron, vat 'n kruik en gooi 2 liter manna daarin. Sit dit dan voor die Here neer, sodat dit vir julle nageslag veilig bewaar kan word. Aaron het dit voor die getuienis neergesit, om dit in die bewaring te hou, soos die Here vir Moses beveel het. Die Israeliete het 40 jaar lank manna geëet. Hulle het dit geëet totdat hulle bewoonde gebied bereik het, tot hulle by die grens van Kanaan gekom het. Die 2 liter maat waarmee die manna afgemeet is, was 1/10 van die standaard maat. Tot daar ons teks, prys die Here. Gemeente, ek weet nie of julle ook opgelet het, wat ek opgelet het hier binne nie, maar daar's 'n paar verskynsels wat die krag van voorsiening en versorging van God baie duidelik kom maak. Dit gee ook vir ons die karakter van God se voorsiening en versorging. Dit wys vir ons hoe dit werk en hoe ons dit moet verstaan. Jy sien, soos wat die volk Israel was, so is ons vandag. Ons is ongehoorsaam, ons luister nie, ons is maar klein gelowig, en tog versorg God. Net soos wat die Israeliete hierso in die eerste gedeelte van Eksodus 16 moan en pleit dat hulle eerder wil teruggaan Egipte toe, dat hulle verlang na die vleispotte en dat die Here hulle moes eerder ombring in Egipte terwyl hulle daar was. Maar hulle was slawe. Hulle het geen lewe gehad nie, hulle het geen vryheid gehad nie. En nou dat hulle in hierdie woestyn is, dat hulle nou in 'n bietjie van 'n moeilike situasie is, kyk hulle al klaar terug na 'n tyd toe hulle eintlik niks gehad het nie. En geen vryheid gehad het nie, maar hulle smag daarna. En ons sou verwag in daai selfde asem dat God nou ongelukkig met hulle sou wees, oor hulle uitspraak, oor hulle gedrag teenoor God, hierdie onkleingelowige, jy weet, opmerkings teenoor die Vader. En wat kom doen God? Hy sê, wag, kom ek wys vir julle hoe ek voorsien en versorg. En hy bring wonderwerke te mee. Kwartels kom in die kampplek ingevlieg, en dag na dag, vir 40 jaar lank, bring God vir hulle manna. Manna, die Hebreëse woord, wat letterlik beteken, wat is die? Tot vandag toe nog, weet ons nie presies wat is manna nie. Ons lei maar af, dit was 'n brood tipe bestanddeel. Maar die Israeliete het dit manna genoem. Vandag nog as jy met 'n Jood praat en jy wil vir hom sê wat, dan sê jy vir hom ma. So die woord manna beteken letterlik, wat is die? Dit is so 'n getuienis van ons ook. 'n Getuienis van partykeer wat ons nie besef dat die Here ons versorg nie. Dat ons nie besef dat die Here besig is om deur mense met ons te werk nie, om aan ons te voorsien nie. Net soos wat die Israeliete gevra het, wat is die?
vra ons partykeer, waar is God? En God staan reg voor ons, in die vorm van 'n mens met 'n pakkie kos, in die vorm van 'n mens met 'n boodskap van hoop. En ons mis dit. Ons sien nie die manna wat God voor ons neerlê nie. Dit is so interessant hoe daar in vers 17 vir ons verduidelik word, die Israeliete het dit toe gaan optel, die een baie en die ander 'n bietjie. En toe hulle dit met 'n maatemmer afmeet, het die met baie nie te veel nie en die met 'n bietjie nie te min gehad nie. Vergenoegdsaamheid. Met ander woorde, ons kyk partykeer na hierdie beelde van mense wat ons dink baie het. Ons gaan ry in Pretoria Oos rond en sien al hierdie pragtige huise. Hierdie mense met hulle Porsche en Range Rovers en wat ook al, en ons dink vir onsself, maar dit is die lewe. En ons streef aanhoudend na hierdie lewe wat die wêreld vir ons sê moet ons verwag van onsself. Jy sien, Israel het nooit so gewerk nie. En Israel was nooit individualisties georiënteerd nie. Met ander woorde, as jy ooit net aan jouself gedink het, was dit baie onnatuurlik. Want dit het gegaan oor die gemeenskap die heeltyd. En in hierdie kom leer God hulle vergenoegdsaamheid. Met ander woorde, dat die wat 'n bietjie het, genoeg gehad het. En die wat baie gehad het, nie te veel gehad het nie. En hier kom bring God vir ons 'n baie mooi boodskap van ons moet besef dat wat ons het, genoeg is. Mag ons meer kry natuurlik? Kan ons minder hê en daarmee wegkom? Absoluut. Jy sien, want God se voorsiening is nooit te laat nie en is nooit te min nie. En God kom wys dit vir ons hierso deur sy volk Israel in die woestyn. Die volgende ding wat ek vir julle wil laat oplet, is hoe God met die Israeliete op die Sabbat werk. Ons sien dit as 'n reël. Okay, hulle moet dan niks op die Sabbat doen nie, hulle moet alles uitlos. En ons sien dit partykeer met ons ook. Ons sien daai volgende dag wat ons weet daar gaan niks wees nie. Hoeveel van ons stres, wat gaan môre gebeur? Ek sien nie môre in nie. Ek kan nie 'n uitweg vir môre sien nie. Met ander woorde, die Sabbat is nie net 'n wet nie, die Sabbat is 'n manier waarop God sy voorsiening vir ons kom wys. Daar's 'n rede hoekom ons dit moet heilig, want God sê, ek sal voorsien. Jy hoef nie te worry nie. Dis 'n teken van God se voorsiening. Die Sabbat wat letterlik vir ons kom wys dat ons genoeg sal hê vir môre en dat môre vir homself bestem is. Dat ons in die Here ons geloof moet bou. 'n Pragtige beeld wat hier gebeur. 'n Pragtige beeld van God se voorsiening. 'n Beeld wat ons kan terugvat na die Onse Vader gebed toe. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Miskien as jy daai teks net so vat in die Grieks, in Matteus, dan kom jy agter in Matteus, hy sê nie eintlik gee ons vandag ons daaglikse brood nie. Die Griek sê letterlik, gee ons vandag ons brood vir môre. Gee ons vandag ons brood vir môre. Jy mag dalk worry
oor wat volgende is. Level 1 lockdown is nou hier. Dinge gaan beginne oopmaak. Mense gaan weer beginne werk kry. Jy sit dalk vas nog sonder werk. Jy sit dalk vas nog in finansiële omstandighede wat jy nie weet links of regs nie. En jy vra jouself, Here, waar is jy? Van ons het geliefdes verloor, van ons het ons eie gesondheid kwytgeraak in hierdie tyd. Verhoudings het afgebreek. En ons vra links of regs. God voorsien. Gee ons vandag ons brood vir môre. God sal jou nooit meer gee as wat jy kan hanteer nie. 'n Volgende ding wat hierby aansluit is in vers 32. Moses het ook nog gesê, die Here het beveel 'n volle 2 liter manna moet vir die nageslag bewaar word, sodat hulle die kos kan sien wat ek julle in die woestyn gegee het, nadat ek julle uit Egipte bevry het. Weer hier is 'n ongelooflike ding wat gebeur. Die Israeliete het nooit in die toekoms ingekyk nie. Dis hoekom daar so baie beelde is van Israel met die ooste en die weste. Die oos waar die son opkom en die wes waar die son gaan sak. Waar die son opkom, lewe. Waar die son sak, dood. Waar die son opkom, die verlede. Waar die son gaan sak, die toekoms. Dis hoekom hulle was altyd skrikkerig vir die toekoms. Die verste wat hulle in die toekoms in gekyk het, was 9 maande. Interessant, dis hoe lank 'n swangerskap duur. En as daar ooit 'n beeld was van die Israeliete van hoe hulle tyd gesien het, was dit met hulle rug na die weste toe en hulle het gekyk na hulle verlede, na die ooste toe. So daar was 'n baie sterk klem om altyd in die verlede in te kyk. Ons word vandag geleer, vergeet van die verlede, môre is nou. En dis nie altyd so nie. Veral nie as jy Israeliet was onder God se voorsiening en versorging nie. Want jy sien, God kom maak Israel hier bewus van sy voorsiening wat nog altyd was, wat nou is en wat natuurlik sal kom. En reg deur die Ou Testament sien ons hierdie verlede perspektief op tyd. Het ons al as 'n wêreld deur 'n pandemie gegaan? Ja, baie. Het ons dit oorleef as mense? Absoluut. Het daar verskriklike nederlae gekom in daai pandemies? Ja. Het daar groot oorwinnings gekom vir die mensdom? Natuurlik. Ons moet hierdie COVID-tyd nie sien as iets van wat gaan môre gebeur nie. Dis nou lockdown level 1. Wat lê môre voor nie? Ons moet weet dat God se brood, God se manna na ons toe sal kom. En God voorsien nie net presies wat ons nodig het nie. Ons sien in vers 31 sê daar, die Israeliete het die kos manna genoem, dit was wit soos koriandersaad en het soos heuningkoek gesmaak. Nou in die Israeliete se tyd, en dit is waarop ek 'n klem wil lê vandag, was heuning uiters skaars. As jy op 'n heuningkoek in 'n boom afgekom het, of waar ook al, het jy dit gevat en vir jouself geneem en opgeëet daar waar jy was, want heuning was so skaars soos hoendertande. So as iets heuning was dit
verskriklik duur. As daar ooit van heuning gepraat word hier, was dit vir edelikes behou. Dit was nie sommer iets vir enige iemand nie. En hier kom God en gee vir Israel manna. En dit proe soos heuningkoek. Met ander woorde, hier's 'n beeld van God wat nie net voorsien nie, maar God voorsien volmaak. God voorsien met heuning. As daar ooit 'n teks was wat getuig van die Here se voorsiening, was dit Eksodus 16. Dit vertel nie net hoe God voorsien nie, dit vertel ook 'n bietjie hoe God Israel leer om sy voorsiening raak te sien. God leer hulle om die Sabbat te heilig. Nie omdat hy wil hê hulle moet rus nie, maar sodat hulle sy voorsiening kan beleef. God vra hulle om te bewaar 2 liter en dit aan hom te wy sodat die nageslag van Israel die voorsiening van God kan sien. God laat sy voorsiening nie net na brood smaak nie, maar na heuningkoek. Terwyl Israel in die woestyn sit. Jy sien, jy sit dalk nou in 'n woestyntyd. En jy smag na die vleispotte van Egipte. Jy smag na 'n tyd toe alles op 'n beter plek was, toe alles oukei was. Toe jy gevoel het, jy's on top of the world, niks kan jou nou onderkry nie. Maar hoe ver was jy nie dalk van God af nie? Hoe min het jy sy voorsiening dalk nie raak gesien nie? En nou dat jy in 'n woestyntyd is dit die plek waar God jou kom leer van sy voorsiening. Jy sien, God is God oor alles. Psalm 147. Hy sal voorsien. Ons moet 'n woestyntydperk gebruik vir ons verhouding met die Here, vir ons geloof met die Here. En ons verstaan nie altyd wat hierdie geloof beteken nie, want ons sê, Pieter, maar hoe moet ek nog glo as ek regtig op my knieë is, as ek niks meer het nie? Wat moet ek doen? Wat moet ek glo? Ek het altyd 'n sê ding. Jy sien, genade is waar die Here ons kom haal, waar die Here ons kom ontmoet, daar waar ons is. Maar geloof, om te glo in God, is om hom te aanvaar soos hy is. Om God se voorsiening raak te sien. Om God se voorsiening soos wat dit is, as vergenoegdsaam te sien. Om ons perspektief in ons woestyntyd te verander en die heuningkoek te proe wat ons manna is. En soos Joan Krok beleef ons mense op ons pad elke dag wat God se voorsiening na ons toe bring. Wanneer God aan jou voorsien het, vra ek, pleit ek by julle,
om ook te voorsien aan ander. Om God uit te dra met manna en kwartels na 'n wêreld wat smag na die Here se voorsiening. Na 'n wêreld wat deur 'n pandemie gegaan het en nie 'n uitweg sien nie. Nie 'n God sien nie en die vraag vra, waar is God? En jy sit stil. Nee. Kom ons dra manna en kwartels vir almal. Kom ons voorsien, kom ons versorg, want God het eerste versorg. Amen. Gemeente van die Here, kom ons loof en prys die Here se naam. Dankie dat julle almal ingeskakel het vandag. Ons gaan nou natuurlik geleentheid gee vir ons offergawe wat ons glo is 'n vorm van lofprysing. Die SnapScan kode is onder op die skerm beskikbaar en vir die van julle wat natuurlik deur middel van EFTG ons bankbesonderhede is beskikbaar op ons weeklikse nuusbrief. As julle nie die inligting kry nie of nie 'n nuusbrief ontvang nie, maak seker jy gaan op die beskrywings onderaan hierdie video om in kontak met ons te kom. Daar's 'n e-posadres daar wat jy kan gebruik om met ons in kontak te kom en met ons te kan kommunikeer. Ons waardeer dit so baie as julle vir ons e-posse stuur wat vir ons vertel hoe gaan dit met julle en natuurlik wil ons ook daar op fokus om by julle uit te kom as familie in Christus. Gemeente van die Here, dit is ook dan nou so dat level 1 aangekondig is deur die president
nie te lank terug nie, en ons sien uit na wat volgende voorlê. As 'n gemeente het ons besluit dat ons nou die lewendige eredienste ook by die gemeente gaan hê, en dat ons nou natuurlik beperk is tot 250, maar ons sal dit so voortsit omdat ons as gemeenskap na mekaar wil omsien en ons koinonia beleef, want julle is 'n klomp warm mense, ek geniet julle verskriklik baie, dit is so lekker om julle elke Vrydag by die kosverkope te sien, ek hoop die corndogs was lekker, vir die van julle wat kom haal het, en ek hoop dat julle ook ons kom ondersteun as ons weer 'n paar van die Vrydag etes voortsit vir julle. Dan gemeente het ons een belangrike afkondiging waarna julle baie mooi moet luister. Soos julle weet, gaan ons in 'n nuwe era in. Ons gaan in 'n era in beweeg waar die aanlyn strominge natuurlik verskriklik belangrik is, en vir die behoud van kwaliteit het ek en Simon en die kerkraad besluit dat ons hierdie vorm van 'n lewendige erediens deur die een predikant en 'n aanlyn erediens deur die ander predikant elke week sal volhou, want ons weet daar's van julle wat nog met julle gesondheid dalk bang is vir jy weet vir die virus as julle in kontak dalk kom of in gevaar is as julle die virus sou optel. So ons respekteer dit uiters, en ons wil julle dan ook so die geleentheid gee om albei forme van die erediens op 'n hoë kwaliteit nog steeds uit te saai. Maar ons gaan beweeg na 'n plek toe waar ons die erediens in die gemeente wil opneem. Ons kort natuurlik dan toerusting vir al hierdie, en ons sal verseker dit voortsit om seker te maak ons kry die toerusting éventueel, maar ons is besig om dit te ondersoek en ons is besig met die proses. So ons vra dat julle saam met ons geduldig sal wees daarmee, en ons sal ondersteun in dit. As julle dalk vir ons opinies of kennis het rondom hierdie goedjies, sal ons altyd julle bydraes waardeer. Dan, omdat ons in daai aanlyn erediens tydperk in gaan beweeg in die wêreld, waar ons eredienste wil opneem en uitsaai, en dan natuurlik met al die aspekte wat daaromtrent gaan, het ons tegniese persone nodig. So as jy 'n hart het vir tegniese bediening, vir klank, of enige iets wat daar agter by die kontrole gebeur, vra ons dat julle ons sal kontak. Stuur vir ons asseblief 'n e-pos op die e-pos onderaan die beskrywings waar julle hande oplig, dat julle bereid is om ons dalk te kom help met die klankbediening veral. Ons is 'n bietjie te kort met die klankbediening, en ons kort iemand wat ons sal bystaan met al ons lofprysingsspanne, en dit sal so baie waardeer word, en dit is natuurlik 'n manier vir ons almal om te connect met julle gawes en om in te skakel by die gemeente deur middel daarvan. So as jy 'n gawe het vir tegniese bediening, maak seker jy stuur vir ons 'n e-pos waar jy jou hand opsteek en reg is dalk vir hierdie tyd wat voorlê. Ons kort nie net een persoon nie, ons wil sommer 'n groot tegniese span aan mekaar sit, sodat die las op een persoon nooit te groot sal raak nie. En ons sien uit dat ons die voetspoor van Christus se liefde en genade uit kan dra na die wêreld toe. So ons kort natuurlik die beste van julle. En so ons vra dat julle hande daarvoor sal opsteek. Kom ons ontvang dan nou so die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here sal julle seën en met julle wees. Mag God se voorsiening altyd by julle wees. Mag Christus se genade deur julle na die wêreld toe uitgaan, en mag die gemeenskap van die Heilige Gees julle naby hou. Gemeente van die Here, ek groet julle tot volgende keer toe. Totsiens.